Alright, this is Sonola Podcast. Hi, it's Sonola Podcast. My name is Naenda. We are in Groenwater, Green River. Today we are visiting a family. I have here Maue, and then I have Malcolm. It's Malcolm. Ooh, just okay, it's Malcolm, and then we have Melvin. And today my host is Aliyah. He's such a funny boy. My host is Aliyah. So we are here just to find out how the family lives and what kind of help they need. So I guess we will start by getting to know the mommy. Mama. Okay. Goedemiddag, mijn naam is Maue Sarah Miller. Ik is oorspronkelijk van Danneskeil, maar ik heb verhuisd 2017 naar Groenwater. Alright, thank you. Wat is die naam nou weer? Jammer. Maue. Maue of Sarah? Maue Sarah. Hoe pas uw leven altijd? In die begin, wat ik verhuisd heb hier naar Groenwater, het ek alleen eers kom bly saam met my pa. Okay. En ek het 2 jaar hier gebly en toe ontmoet ek vir Melvin. Hy was 2017. En ons het net 'n jaar gevry en die tweede jaar wat ons ingaan, toe ons 'n jaar maak, toe trou ons sommer in 'n jaar, toe trou ons. Met Melvin, gee me asseblief hierdie manne wys wat word leer. En lees my, hulle verstaan nie hierdie lewe dingie. Hulle is net op hulle eie levels, hulle is toe 15 jaar goed, hy kan, hulle weier om te trou. Wees hulle toch maar net, wat gaan we wat? En voor moet Melvin vir ons Maue gaan moeten, toe was die lewe altijd begin. Ja, mijn leven was oorspronkelijk van Janine. En natuurlijk moet ik voor Sarah. En na een jaar gevraagd me dat. Ik heb gezegd, trouwens is nog 10 jaar getrouwd. Dat is mooi. 10 jaar getrouwd en die 10 jaar was op en af, maar ons het weer gemaakt. En toen kwam ik 4 jaar voor die mannetje. Het is oor swinkies is. Ja, die vrouw moet gegaan als de keizerswijk. En toen zijn we die hospitaal. Die wat zich gekraapt had, toen is zeer gemaakt met die kind. Dus we kunnen het elke tijd die drukkings van die Soesalom uitgehaald. Nou, as hy die enigste kind bereis? Hulle is, hoe sê mens, hulle is 3, hulle is nog 2. Maar hulle is al groot, hulle is in Appington. Okay. En hoe is die lewe vir julle nou? Ons vat maar ook aan, ek sê die lewe is 'n bietjie difficult nou, want soos in Melvin kan nie werk nie. Volgens Malcolm se omstandighede en die feit dat Malcolm is nou swaar is, kan Melvin nie werk nie. Nou is dit druk en ons kry mos nou net die SASSA grant en daar is die SASSA grant is die disability wat ook te min is en die uitgawes van Malcolm is baie. Okay, so but how was life before? My lewe was wonderlik. Ek het obvious. Single, no kids. Nee, before, voor ek vir Melvin ontmoet het, was my lewe wonderlik. Ja, en die tyd wat ek vir Melvin kom ontmoet het, toe sit ek en Melvin, toe sit ons huisiekie op en dit was wonderlik. Dit het nie gegaan soos dit nou gaan, wat ons daar is en dan daar is hy. Maar kyk wat God by mekaar moes gevoeg het, kan niemand uit mekaar uitmaak nie. En soos nou, is maar nou net, ons vat alles, maar soos wat die Here dit vir ons gee. En soos in die tyd wat ek om swanger raak met Malcolm, het ek nie geweet, ek is swanger met Malcolm. En ek het in die kant van Geneva gewerk by CWP. En ons het gery op en af gery. Ek het gery op en af. Later van tyd toe sê ek vir my, ek voel nie lekker en toe ek by die kliniek kom, toe is my bloeddruk hoog. Toe stuur hulle vir my Postman hospitaal toe. As ek by die hospitaal kom, toe sê hulle vir my sonar toe. Toe ek by die sonar kom, toe sien hulle ek is 8 maande swanger. Ja. Dis hoekom ek sê elke dag vir die Here dankie vir die blessing. Want dis 'n blessing. And when was that? Which year was he born? 2020. 2020. Yeah. So he's 5. Yeah. 5 years old. Okay. So how was he born? Was he born normal or
Were there problems? Did you give birth naturally? Was it a C-section or how was it? Ek het normaal gekram. Maar dat was bietjie baie moeilik want ek was van 12 uur die Vrydag af. Die 19de die Vrydag was ek in Leibe. Maar ek het die pyn gehad. En die teenvorige Saterdagoggend 3:30 toe kram ek normaal en ek het uitgepas. Nou soos ek vir Melvin geverduidelik het, die rede hoekom hulle seker die kind seer gemaak het, die kind het seker vasgesit. En toe hulle nou nie, van die kind was in elk geval ook te groot, die kind was 3,9 kilos en dit mag maar so wees. Maar die kind was normaal gewees, hy was gezond gewees en alles, is nou maar net, hulle het hom seer gemaak agterna wat ons kom sien, wat ons die hare sny, toe sien ons, hy die drukkings teen die kop en dit is vir ons gevermoed, dat die hospitaal het hom seer gemaak. So jy het nie terug hospitaal toe gegaan om uit te loop van wat het gebeur het? Ek was by die hospitaal gewees en ek het 'n klag ingedien vir die motorisering. Maar ons wag nou nog terugvoering van die mense af van die hospitaal af. En hoe lang was dit? Hoe lang terug was dit? Dat was 5 years. It's 5 years now. Toe. Zeg maar 4 jaar en ja, van die kind 4 jaar en 7, 4 jaar en 9 maanden. So it's since he was born then? Nog steeds niks gehoor. nog niks. En jullie ook teruggegaan om misschien weer... Ons het gegaan en die mensen se optreden was altijd geweest als ons bij het hospitaal komen, want hulle altyd wat hulle wegkom vir ons. Which hospital is this one? Bosmansburg. Hulle wil ons nie regtig soos hulle wil ons in die gesig kyk en vir ons baie vrae het ek hulle gevra en hulle kan my nie beantwoord het op die Fransie. En die matrone ook, kom ek na die matrone toe, dat die matrone altyd daar op sy sene weer en hy was nooit betrokke gewees nie. Altyd wil hulle nie die kind gehelp het nie, terwyl van wat hulle seer gemaak het nie. As ons by die hospitaal kom en sê hulle, ja, hier kom die baas van die hospitaal aan. Het hulle dit gesê? Ja, hulle sê dit. Nou nog. So then you gave up. You just stopped asking only because whenever you go ask for help, they don't want. They are running away from you. Die kanselier was so dik geweest. Die hospitaalleer. En na ek kon Frans vra, toe kom vir die kind se papiere weg. Van die kind se dokumente in die leer het weggeraak. En ons vra hulle elke dag van waar is die dokumente wat in die leer gewees het, wat weg is. Niemand kan ons beantwoord nie. Daar was 'n tyd gewees, dit was 'n maand nie. 'n maand en 'n half. 'n maand en 'n half toe is die leer nou ewe skielik weg. Dat ons 'n klein met die leer is weg. Die prokureur kry nie die dokumente nie, alle goed. Dus ons wag nou nog vir terugvoering van die mense af vir die papierwerk wat hulle moes toch al weggeraak het. So ons wag nou nog vir dit. Hulle kan dit nou nog nie beantwoord op ons Fransie. Sê vir my bietjie, hoe is die lewe nou met hom? Die lewe is wonderlik met my kind. Ons het maar vrede gemaak met alles, met die feit wat seer gekry het. En vir ons is hy is nie vir ons probleem nie, want hy is 'n plesier in ons lewe. En soos hy nou is, hy gaan vir jou heel dag en vir jou laat lag en hy kan grappe maak. Maar ek weet die Here gaan hom optel, hy gaan kom loop. Hy gaan nie nou kom loop nie, maar eendag sal hy kom loop. Die Here is baie groot. Okay, so I have a question. I see some marks at the back of his head. Are those the marks you are talking about? This one here. Ja, die ene is die shant. Hierso. In die So they never referred you to a specialist or anyone that can further look at the child's case, nothing? Ons loop nou Kimberley. Okay. Maar dat is ook 'n gesirkel. Want soos volgende week in Dinsdag moet ek weer 3 uur opstaan, 2 uur opstaan. 3 uur moet ek klaar is, 4:30 moet ek alreeds by die pad wees. En staan ek nou van 4:30 af tot en met so pas 5 to 6 en wag vir 'n bussie. En as die bussie kom en hy's vol, dan ry hy my verby. Dan moet ek plan maak hier vanaf om Bosmansburg toe te gaan. As ek in Bosmansburg kom, dan kan hulle nou nie vir my 'n ryding gee om vir my weg te vat nie. Hulle verwag ons moet as ons Kimberley toe gaan, dan moet ons hier vanaf hike Bosmansburg toe, maar die bussie kom hier verby.
Maar dan sy vol. Dan sy vol of hy's leeg, dan ry hulle nog steeds verby. Dan is daar plek, dan ry hulle verby ons. Hulle wil nie staan nie. Wat is die challenges wat julle face met hom? Die challenges wat ons face is ons sê mens, soos daar is dagelijkse dinge wat ons moet gaan doen, vanavond bij de hospitaal, soos ons moest wel gegaan het vir sy medikasie. Maar nou wat vir ons bietjie difficult is, dat is mos alles geld. En julle sien myself hoe ver bly ons. Sommige tye dan moet ons loop om te gaan hike. En baie kere dan kry ons die hike. Want baie kere mense wil ons nie lei met die prem, dan sê hulle kan nie die prem lei nie. Baie kere dan, nou ons voel net, ons wil nie ons kind by ander mense losie. Want hulle gaan nie beter kyk as wat jy as ouer agter. Dis hoekom ons die challenge wat ons nou mee besig is dit. Ons sukkel verskriklik. Ons het laas toe sê ek vir 'n ander vrou in Bosmansberg sê vir ek wens so die Here kan ons seën. As dit 'n skore ek kan stoot of ek kan so lank agter die wiel sit en start ek en Melvin stoot, net laat ons uitkom waar ons wil uitkom. Want dit is 'n sukkel, dis daar sommige tye dan reën dit. Dan moet ons nou kinderlik toe miskien gaan. Dan moet ons in daai reën en moet ons loop uit. It's really sad that you're going through this. But tell me, how is a day in your life? When you wake up, you have to bath and preparing for the day. And then easy still when you're dressing him, or is it just like every other child? He wants to choose what he wants to wear. He doesn't want this, he wants that. How is it? Malcolm se tyd as hy was, dan vry gedurig vir ons van toe gaan ons. Dan sê ek kom ons gaan dorp toe. Dis die beste as dan kan jy hom klaar maak. Dan sit hy en dan is hy bly. Hy's baie bly en hy spring op die bed, hy sit en spring, hy spring en hy loop hoor jy sê hy gaan nou Shoprite, hy's baie lief vir Shoprite. Nou weet ek nie wat dit Shoprite wat hy so because of the toys. Hy so R1000. Hoor, So Shoprite R1000. Is op deze Malcolm, why so? He doesn't want to say it loud. Die sing elke dag het sy uitdaging van die lewe. En die ding wat hy maak ons baie gelukkig. Daar is nie 'n dag wat ons sien as hy nie by die huis is nie. En die maas miskien weg moet omdat hy is baie stil. Kan glo. Ja, en by ons kan maak nie saak van geld nie. Jy het ons geld, jy het ons geld, jy het ons geld nie. Ja, as dan nie maar ons druk deur. Okay. Ja, elke dag as 'n Nuwe dag. wat die Here vir ons gee. En nou die tyd met Malcolm se operasie. Wat die vrou gegaan het met die operasie van Malcolm. Malcolm was al enigste kind wat gelewe het met die wat die dinge se geslag het. Hulle was 10. Hulle was 10 gewees. En dit is net Malcolm wat gesurvive het. 9 het gesterf. Die hele 10. Die hele 10 het. Malcolm is alleen wat die Here gekies het. Yeah. Om te sê nee, jy gaan bly. En Malcolm is 'n pastoor. Okay. Is 'n apostel. So he can pray for us before we leave, no? Wat goed vir die auntie? En zo vader, hier dan zo'n cookie. Dagelijkse brood. Wat nou reg? Amen. 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 Yay. Kan nie. En die ding wat gebeur is en die ander is miskien iets gaan gebeur as hy die aanval gaan kry. Daar kom 'n tyd wat hy voel by hom aan wanneer hy die epilepsie kry. Dan hy gaan sê die ma of ons moet die ambulans bel. Hy sal heel dag so remoer ambulans. Tot wanneer hy die epilepsie So ek kry uit nog epilepsie ook. Ja, hy kry epilepsie. Ek kry hom nou uit om weinig vir gistermôre, eergisteroggend. Toe kry jy hom weer, maar ons het nou maar vir ons daai aangeleer om myself te sukkel tot hy regkom. Want sommige tye dan dat ons nou as hy die aanval kry, dan gryp ons hom hy, dan gaan ons Bosmansberg toe. As ons daar kom
die susters uitlatings van ja, julle is lief, julle se kind, hoekom sukkel julle nie met julle se kind, dis die sulke tipe goedjies. Toe besluit ek en die man, okay, ons gaan nou ons eie raad volg. En as ek in Kimberley kom, dan kla ek vir hulle aan. En soos nou, ek wil hulle weer gaan aankla. Hulle moet vir my, die dokter het vir my 'n voorskrif gegee. Hulle moet vir my vir die maand neppies gee. Hulle gee my net 'n pak van 10 in 'n pak. Dan moet ek nou so maar kyk hoe maak ek die maand. Kan nie op sy eie sit. Hy sit alleen, maar nou ons het nog nie probeer om vir hom 'n potjie te koop, laat ons hom op die potjie Om te leer. Want hy sê vir ons al, mami, as hy sal sê, mawe, dan sê hy, jyne, ek wil nou, dat sê ek wil nou gauw akka. Dan sê ek nie, nou gee daar neppie aan, sien nie so. Partykeer dan hulle gauw die neppie af, en daar is 'n tyd dat hy nou die neppie, hy skryf die neppie en kan doen die pie. Ja, natuurlijk. He's just like any other normal child. Hy het verlede jaar skool gegaan. Oh, nice. Okay. En dan is skeel en was dan is skeel toe. Sê ek vir die pa, daar is 'n skool en dan is skeel vir sulke kindertjies soos hulle. Maar ek het net Maart, April, Mei, June. 5 maande toe ons in die skool gesit. Maar dat was wonderlik. Yeah. Dit was vir my baie wonderlik. Die blyplek is die oorsaak. Die blyplek. Op een van die dagen moet ek nog hier betaal en die schoolfonds was onderbrand, ek moet daar uit eten. Die geeltjies is nog nie daarna toe gewees. Toe sê ek vir die pa, kom ons allemaal uit, hy is nou, ek sien ek kan hom ook leren. Ons leer hom. Ons leer hom die pa vir hom, wanneer verlede week leer die pa vir hom 'n gediggie wat ons daai jare geleer het op skool. Haas in die holte. En hoor ek een môre nou lê ek en hy die pa is nog weg. Ons moes terug te die sing van die haas in die holte. Waarom die dinge? Sê is my pa wat my hy is baie, sy kop is baie oop. As jy nou miskien iets sê, nie vanaand as ons lê, hy praat, sê, hy het gesê, hy gaan my, daarom moet nooit vir hom promise. Yeah. Oh. Nooit vir hom promise. He will never forget. That is so Every right. time he sees you, he will say, yeah. Ja, as jy Ek- jou gaan sien in die dorp, gaan hy jou sê, sien ja, gaan hy auntie, hy het gesê, hy gaan my R1000 gee. Die wat is so R1000 soek, is die mense wat hem so gepromise het. Oh. Nou as enige hier kom, hoor jy sê, gee my R1000. Gee my R1000. Ai, Kella. It's so sad. But then tell me something that you really, really love about him. Die eindelike ding wat ek baie van hom like is, ek kan kwaad is. Dan verander hy die kwaadheid van my in blydskap. En dis hoekom ek is al op 'n stadium wat ek nie meer kwaad wil raak nie. Want ek hoe sal kan ek sê, ek vermoed as ek kwaad is, hy voel aan hom as ek kwaad is. Dan gaan my treiter tot ek moet lag en hy gaan met my aangaan tot ek moet sê, ai melkem, ek verstaan melkem, maar sê ek verstaan nie maar, ek verstaan nie. Dan skree ek en hy nog gauw, en soos in naaste tyd, hy is baie jaloers. Okay. Hy is baie jaloers. Ek en die pa kan nie langs mekaar sit nie, dan sit hy daar. Ek sê vir die pa, gee my die besemstok. As hy die besemstok in die hande kry, dan word ek geslat, ek mag nie teen sy pa sit nie. Oh, he's a papa's baby. As 'n papa's It's just baby. like every other child. Every other It's child so is like wise. that. So daddy, what do you like about your boy? That is Die right. ding wat ek like van my kind is, hy maak my baie gelukkig. En ek en hy sal nie aan gaan ons lê. Hy sal nooit vir die ma sê, kom ek lê op jou borsie. Hy sal altyd op my bors. En daar gaan hy aan die slaap raak. Hy gaan aan die slaap raak op my bors. En as ek vir hom chocolate gekoop het, nee, die maak kry nie. Hy eet hom alleen. Dis wat hy maak. En as ek pas ons werk toe gaan en hy gaan saam met my. Dan vra hy, want toe gaan julle? Nee, ons gaan Posman toe. Dan moet ek nie vooruit loop, laat die ma kan agteraan kom. No moet die man nie saamloopie. Die ma mag nie saam gaan nie. Oei, Mommy already said he's very jealous. So can you tell us what is it that you need? Perhaps maybe you need assistance with this and this and this and that. Suster, dan sy naam is die, ne, soos nou. Julle sê maar hoe lyk die sandjie. En ons het al in die begin,
toe die kind so is wat ons was by die meier gewees. Die meier het ons papierwerke gevat, die dokterspapiere, alles gevat. Postmasburg. Ja, meier, maar English. En sy het vir ons gepromis, sy sal vir ons help. Laat hulle vir ons vir die kind 'n huis kom bou. Ja, die erf is nou nie ons nou nie, is my pa se erf, maar my pa is nou nie meer daar nie. En ons het so ver gekom, ons het weer vir ons 'n erf gekry in die voorkant. Maar die probleem is, hulle kom nie terug na ons toe vir ons kon sê, ons het vir julle 'n donation gekry om vir julle 'n 2 vertrekkie te bou of wat. Hierdie shanties soos hy so staan, ons bly maar net omdat ons nie 'n plek het om wat oordenlik is. As dit reën, dan moet die man sê, jong, bring die bad. Ons moet maar so die bad vat en die bad daar sit, ons moet die voete so skuif en sulke tipe goede. En die dogters van Kimberley het al van my gevra, en ek het al foto's van hulle gevat en vir hulle gaan gewys. En hulle het al gebel na die munisipaliteit toe en hulle het gesê, die huis moes al gestaan het teen die tyd, maar daar is niks verwikkeling nie. En die hartseerlikste wat my baie hartseerlik maak is verlede jaar nie meer van. Dan het ons, julle het ons altyd, ek weet het julle al gesien, dan het hulle gee vir ons, as ons gaan vra vir 'n donation miskien om kos vir die huis te koop of so. Dan gee hulle vir ons 'n lys wat ons nie moet loop. En toe het ons by maar Boston gekom. Toe het maar Boston vir ons R7,000 gesponsor. Ons het nooit daai geld gekry. Wie is maar Boston? Die funeral, wat? Oh, die funeral. En toe gaan ons terug na haar toe. Toe ons daar kom, toe gee jy liewerster vir die kind R50. R50 en Melvin vra vir hom, maar Boston het ons gesê, hy het vir jou R7,000 gegee, wat het jy gemaakt met ons R7,000? Sy het ons nooit geantwoord. Wacht, toe is het nou vir wie het die geld, vir wie het hulle die geld gegee? Vir my English. Sy het vir haar, sy het vir my gevra vir 'n video, ek moet die kind 'n video vat, want my Boston wil sien die kind wat sy so donations vir ons soek. Toe stuur ek vir haar 'n video wat Malcolm sit en eet nie. Toe stuur ek vir haar die video en toe stuur sy nou vir my Boston die video. Toe skenk sy R7,000 direk na haar rekening toe. Toe moet sy mos nog vir ons die R7,000 gee, nooit nie. Die tyd toe ons weer met die lysie loop, wat ons daar kom toe sê my Boston, sy kan nie elke tweede man vir Malcolm sponsor nie. Donation gee nie, want ons het al reeds vir ons aan 7,000 gegee vir die jaar. Okay, just to be clear. So this information, you got it there. They said that we gave 7,000 to this person and we can't give anymore because already we gave. Yeah. And you never made a follow-up to go back to her and say, Sy's nou as ons daar by die kantoor kom, dan sy's nou in 'n vergadering, dan sy nou op pad of sy's daai soos ene wat skuldig is. So sy sê nie sy het die geld gekry of sy het nie die geld gekry nie. Sy as my avond praat van die geld, dan staan sy sommer op 'n gansie in haar kantoor en maak hy haar deur toe. this is really sad. Dit is al aansoek gedoen na Kolomela toe vir die kind vir 'n bot. En ons het nog nooit weer terugvoering gekry nie van Kolomela af nie. So ons weet nie, het Kolomela miskien vir haar ook die donation gegee nie. Dat kan ons nie toesê mens. Ons kan nie, hoe sê mens woord? Ons kan nie sê Kolomela het gegee nie of Kolomela het gegee nie. So julle het nie weer terug Kolomela toe gegaan nie? As ons by Kolomela kom, as hulle gedurig en kan hoe sê mens in 'n meeting of ons moet afspraak maak, laat ons hulle kan sien. Ja. So ons weet toe. Ja, ek dink so. Let's make Melvin say something. Ek wil reeds. Kan jy nie vir my iets sê nie? Sing gou vir my toe. Sang voor as in hote. Sing gou vir my. Als je niet gaat, skiban. Paus. Als je niet Met my saam met jou sing. Yeah, I think she should sing along. Hy genees ons wonde man. Maus. Zij pakt pap. Ja, is pap. Hij gaat niet eens meer wandelen. Hey! Amen. 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 Okay, then it's amen. Okay.
the king has spoken. It is amen. You know when you say amen, it means we are done. Thank you so much for watching this Sonolo podcast. Please subscribe, leave your comments, and we'll see you again some other time. From me, Naenda and Aliyah, it is Good house. Thank you.